Goeiemôre broers en susters. Ons verwelkom vir Dominee Steens Kriek vanmôre op die preekstoel. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 396, strofes 1 tot 4. Na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 390, strofes 1 tot 4. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing saam gesang 386, strofe 1. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun,
ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 260, strofe 3. Ek wil daarom net sê baie dankie vir die geleentheid om vanmôre die erediens hier te mag waarneem. Dis vir my 'n groot voorreg en mag dit vir die gemeente tot opbou en stigting dien. Ons skriflesing kom uit Lukas 23 vers 26 tot 49. Na die skriflesing gaan ek voor in gebed en gaan sing ons lied 397 vers 1 voor die woordverkondiging begin. Die opskrifte net hiervoor is na Jesus se verraad en gevangeneming. Lees ons onder andere van Jesus word bespot, hy was voor die Joodse raad, toe voor Pilatus en toe Herodes, en dan lewer Pilatus Jesus uit om gekruisig te word, soos wat ons net nou ook so pas gesing het. Die opskrif hier is, Jesus word gekruisig. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groenhout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur? Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus
tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê: Ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is. Ook die soldaat het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suur wyn aangebied en gesê: As jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom: Dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê: Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy: Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom: Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was omtrent al 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: Hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat hom van Galilea afgevolg het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Ek herhaal weer vers 46. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, hierdie Vrydag was vir die Here Jesus 'n slegte Vrydag. Maar vir ons is dit 'n goeie Vrydag. Ons besef nie werklik wat die Here Jesus deurgemaak het tot met sy sterwe nie. Al die lyding, fisies en emosioneel. En daarom kom ons vanmôre om dankbaar voor u te staan en te sê: Dankie. Dankie dat hy ook vir ons die duur prys betaal het. En nou gaan ons na die verkondiging van die woord luister.
Dankie vir die woord wat weer vars en nuut na ons toe kom, eeue nadat dit neergepen is en nadat die gebeure waaroor dit handel afgespeel het. Gee dat ons waarlik sal hoor wat U vanmôre vir ons deur die woord en die werking van die Gees wil sê. Spreek, Heer, U diensknegt en U diensmaagd luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die laaste woorde van 'n mens voordat hy sterf, dra nogal baie gewig by ons. Dit beteken vir ons baie as 'n persoon op sy sterfbed iets sê waaraan ons kan vashou en vir ons kan rigting gee in die tyd na daardie persoon se dood. Die laaste woorde van die Here Jesus wat Lukas vir ons opgeteken het voor sy dood was: Vader, in U hande gee ek my gees oor. Hierdie is inderdaad laaste woorde met omvattende betekenis, want dit dui vir ons 'n nuwe begin aan. Wat hier blyk na die einde van die pad van die Here Jesus te wees, is vir ons 'n nuwe begin. Sy lyding het reeds begin met sy geboorte. Gebore in 'n stal en sy ouers moes uit die land uitvlug weens die wrede koning Herodes wat al die seentjies onder 2 jaar laat doodmaak, laat vermoor het. Sy lyding het egter al hoe meer intens geword. En na sy worsteling in Getsemane is hy verraai deur 'n vertroueling. Hy's gevange geneem, onregverdig en onreëlmatig oorgelewer om gekruisig te word. En dit alles het ingehou uiters fisieke, emosionele en geestelike lyding. Ek glo nie ons kan ons werklik indink wat hy moes deurmaak nie. Dan breek die einde aan. Die Here Jesus blaas sy laaste asem uit. Hy sterf. Dit is oomblikke wat verrykende gevolge vir ons, vir die wêreld het. Sy sterwe beteken vir die sondaar lewe. Die lam wat die sonde van die wêreld moes wegneem, is geoffer. Maar nie alleen is die wyse waarop hy gesterf het van betekenis nie, ook dit wat hy voor sy dood gesê het. Hy roep dit uit met 'n harde stem. Dit wys vir ons dat hy nie bloot van uitputting gesterf het nie, maar terwyl daar nog krag in sy liggaam was, lê hy sy lewe af. Hy bly die handelende persoon. Die woorde wat hy uitroep is ontleen aan Psalms 31 vers 6. En dit was die woorde wat van kleins af deel was van die gebed van die vrome Jood. Met daardie woorde het die vrome Jood hom in die aand aan God toe vertrou
en sien hy uit na die ontwaking in die nuwe dag, nadat die nag verby is. So gee Jesus, lê hy sy gees in die hande van die Vader, en blaas hy die laaste asem uit. Wat beteken dit as hy sy gees dan nou juis in die hande van die Vader oorgee? Die uitdrukking die hand van God of die hand van die Vader kom op verskeie plekke in die Bybel voor. Met verwysing na sy skape as sy volgelinge sê Jesus in Johannes 10 vers 29 die volgende: die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. En net in die voorafgaande vers sê hy: ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Waarom kon hy dit sê? Omdat hy net 'n paar verse van tevore in Johannes 10 vers 11 gesê het: ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dit is presies wat daar op Golgotha gebeur. Jesus gee sy gees in die hande van die Vader oor voordat hy sterf, en so verseker hy dat ons ook in die hande van die Vader tuiskom, waaruit niemand ons kan ruk nie. So ontvang ons die ewige lewe en sal ons aan alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Ons is veilig in die hand van die Vader. Niemand kan ons daaruit ruk nie. En so kom Jesus en ons tuis in die Vaderhuis met sy baie woonplek waar hy vir ons plek berei het. En omdat Jesus na sy Vader toe gegaan het, kon Stefanus, terwyl die Jode omstenig, hierdie sterwenswoorde in Handelinge 7 vers 59 uitroep: Here Jesus, ontvang my gees. Terwyl ons daaraan vashou dat niemand ons uit die hand van die Vader kan ruk nie, wat maak ons dan met wat in Hebreërs 10 vers 31 staan? Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Wanneer is dit verskriklik om in die hande van die lewende God te val? Hebreërs 10 vers 29 gee die antwoord. Dit is hulle wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminag het, en die gees van genade beledig het. Dus is daar twee maniere waarop ons in die hande van die Here kan wees. In sy vergeldende hande of vergewende hande. Telkens by die nagmaal gedenk ons sy dood. En dan hoor ons, so seker as vir elkeen hier die brood voor sy oë gebreek word en hier die beker aan hom gegee word en ons het met die mond eet en drink. So seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. By die nagmaal hoor ons ook: neem, eet, en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes.
Dan hoor ons nog verder. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Ons is sy bloedgekoopte eiendom. En daarom kan niemand ons uit die hand van die Vader ruk nie. Broer en suster, elkeen van ons gaan ons sterfbed tegemoet. Wanneer en hoe weet ons nie, maar die dat, dit is seker. Wie nou reeds uit die genade van die Here lewe, die Vader se genade beleef, sal ook op sy sterfbed die woorde van die Here Jesus op Golgotha kan laat weer klink. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar voordat ons sterwensuur aanbreek, leef ons ook in 'n wêreld waarin ons weens verskeie redes ly. Daar's baie dinge wat ons laat swaar kry. Siekte, verhoudingsprobleme, finansiële probleme, die omstandighede in ons land. En dan moet ons maar net in ons lyding vashou aan die betekenis wat Goeie Vrydag vir ons inhou. Dit word baie mooi verwoord in Gesang 478 vers 4 wat ek vir u gaan voorlees. O Heer, skryf in ons harte dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser sluit vergesigte oop. In 'n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat die Here Jesus sy gees in u hande kon oorgee, sodat ons ook eendag ons gees in u hande kan oorgee. Maar dankie vir die voorreg om te mag lewe. Dankie vir die roeping wat ons het om tot u eer te lewe. Help ons daarin. Help ons as ons begin twyfel en weifel. Help ons as ons moet ons begeef. En juis op hierdie Goeie Vrydag wil ons moed skep. Ja, in hierdie verwarde wêreld weer die hoop aanvaar wat u vir ons gee. Want Sondag gaan ons weer jubel oor die oop graf en ons meester wat opgestaan het uit die dood. Seën vir ons in ons taak en roeping in hierdie wêreld. Wees ook met hierdie gemeente wat u geroep het om u lig hier en elders in ons land en in die wêreld te laat skyn. Seën die leraar, u ken sy omstandighede en sy behoefte, dra vir hom en sy huis. Seën die kerkraad, ja, seën die gemeente. En nou wil ons die pad verder stap, met ons hand in u hand. Ons wil dankbaar wees vir u goedheid, dit wat u vir ons gee, op beide materiële en geestelike gebied. Ja, dankie
vir hierdie Vrydag, wat vir ons 'n goeie Vrydag geword het, weens u groot genade. Ons bid dit met dankbare harte, in Jesus se naam. Hy wat sy lewe vir ons, sy skape, afgelê het. Amen. Ag, help my net, die kollekte word die kollekte in die bank of by die deure opgeneem? By die deure, goed. Dan is ons nou by ons slotlied, Gesang 387. Dan sing ons so, vers 1, almal saam, vers 2 die susters, vers 3 die broers, vers 4 weer almal saam, Gesang 387, en dit is ons antwoord op dit wat ons in hierdie diens beleef het, wat ons gehoor het, en ons gaan eindig in vers 4, ek dank u Heer van harte. Ons moet met dankbaarheid gevul hier weggaan en voortgaan met ons lewens. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe doelbewus onder en met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.
Amen.